Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Dankie dat jy vanoggend weer saam met ons inskakel. Ek wil jou uitnooi as jy nog nie subscribe het tot hierdie YouTube kanaal nie, wil jy dit nie vandag doen nie. So maak jy ons hande sterker om die koninkryk van Jesus nog verder te neem. Ons is hierdie week besig om te gesels oor Jesus tree weer in. Die week net na sy kruisiging, na sy opstanding. In Johannes 20 vers 20 lees ons die volgende. Lees saam met my. Nadat hy dit gesê het, dankie. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy aan hulle. Die disippels was baie opgewonde om die Here te sien. Dit is merkwaardig dat Jesus na sy opstanding nog steeds sy wonde vir sy disippels wys. Hy staan nie voor sy disippels asof die kruis nooit gebeur het nie. Hy vier nie die lyding of die storie uit nie. Hy verskyn as die oorwinnaar, ja, maar hy verskyn steeds as die een wat gekruisig is. Sy hande en sy sy dra nog die merke van wat hy gedra het. Dit wys vir ons iets diep van die evangelie. Die opstanding kanselleer nie die kruis nie. Maar wat doen dit wel? Dit bevestig dit. Jesus se wonde is nie tekens van nederlaag nie, maar van voltooide verlossing. En dit is die bewys dat hy regtig ons sonde kom dra het, dat hy werklik in ons plek gelei het en dat die prys inderdaad betaal is. Die wonde sê, die oordeel het op my geval. So wat Jesus vir ons kom sê, vir ons kom wys, die skuld is gedra, die offer is gebring en nou staan ek lewend voor julle, my vriende, my disippels. Baie gelowiges leef asof hulle nog self iets moet byvoeg tot hulle vrede met God. Hulle weet Jesus het dalk gesterf, maar hier diep binne probeer hulle steeds hulle self bewys aan hom. Hulle dink hulle moet nog harder probeer, nog meer reg kry, nog meer aan God wys hoe ernstig hulle is. Maar Jesus se wonde, en hierdie is belangrik wat ons moet besef, verkondig juis die teenoorgestelde. Dit is reeds volbring, dit is klaar gedoen. Die weg na die Vader is nie oop omdat jy alles reg kry het nie. Dit is oop omdat Christus alles volbring het. En hierdie waarheid raak ook jou hart vandag, my hart vandag, want partykeer wonder 'n mens in moeilike seisoene, sien Jesus regtig wat ek dra? Sien Jesus regtig waardeur ek gaan? Hoor hy regtig wanneer ek bid, wanneer ek uitroep na hom? En die antwoord van Johannes 20 is ja. Die Here wat nou leef en regeer is dieselfde Here wat wonde gedra het. Hy ontmoet jou nie as iemand wat ver van lyding af staan nie. Hy ontmoet jou as die een wat self deur 'n verskriklike lydingstyd gegaan het en dit oorwin het. En dit beteken daar is troos in sy teenwoordigheid. Hy verstaan nie net in diepte waardeur ons gaan nie, maar hy het dit self gedra. Hy het self gelei, self oorwin. En toe die disippels sy wonde sien, het hulle baie bly geword. Nie net omdat hulle 'n bekende gesig gesien het nie, maar omdat hulle besef het, dis regtig Jesus. Dis regtig hy, die gekruisigde Jesus, leef. En as die gekruisigde Jesus leef, dan is daar hoop vir mense soos ons, soos ek en jy. Dan is sonde nie die finale woord nie. Dan is ons mislukkings nie die finale gebeurtenis in ons lewe nie. Dan is die pyn nie die finale woord nie. Kan ek vandag vir jou sê, dan is dood ook nie die finale woord nie. En miskien moet jy vandag weer kyk na die wonde van Jesus. Nie as die detail van die storie nie, maar as die fundament van jou vrede. Sy wonde herinner jou, jy hoef nie jou eie verlosser te wees nie. Jy hoef nie jou eie vrede te vervaardig nie, jy hoef nie jou eie pad na God oop te werk nie. Jesus het klaar gedra wat jy nie kon dra nie. En ek wil jou uitdaag vandag, dink jy oor, waar probeer jy dalk nog vandag self iets dra wat Jesus reeds aan die kruis kom dra het? Kom ons bid saam. Here, vanoggend is ek so bewus, weer eens, van die kruis. Die kruis waarop U gekruisig is, U bloed vir ons gevloei het. Here, U liggaam gebreek is, sodat ons vandag in 'n lewende verhouding met God kan staan.
So baie dankie daarvoor, Jesus. En Here, ek kom bid vandag, dat U vandag sal kom openbaar die plekke waar ons dalk nog self dinge probeer dra, self ons vrede probeer vervaardig. Mag U daar ons kom ontmoet. Ons kom oortuig daarvan dat dit reeds volbring is, dit is reeds klaar gedoen, sodat ons die volheid van 'n lewe in U kan besef en begin uitleef. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vanoggend ingeskakel het. Ek sien jou weer môre. Lekker dag.